Hoofnuus vanaand. Owerhede in die Wes-Kaap tref voorbereidings vir 'n tweede koue front wat die provinsie môre tref. Daar word geski op die Kuruman-rivier in die Kalahari. En Afrikaans se 101ste bestaanjaar word by die Oorlogmuseum in Bloemfontein gevier. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Inwoners van die Wes-Kaap loop deur onder die koue nadat nog 'n koue front die provinsie vandag getref het. 'n Tweede koue front wat volgens die nasionale weerdiens nog sterker is, word vir môre voorspel. Swaar neerslae, stormsterk winde, rowwe see-toestande en oorstromings word voorspel. Owerhede sal gesamentlike operasionele sentrums in Kaapstad en op provinsiale vlak aktiveer. Nou as voorsorgmaatreël sal 122 skole in die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit gesluit wees. Die Suid-Afrikaanse weerdiens maan teen golwe met duinings van tussen 6 en 8 meter hoog. Rukwinde van tot 140 km/h word verwag. We've issued a level 2, level 6 and a level 8 warning for rainfall, where we could be seeing about 80 to 150 millimeters of rainfall over the next coming days, even in places in the mountains regions reaching above 200 millimeters of rainfall. The highest rainfall totals are expected on Monday, but the accumulations from today to tomorrow as well as Tuesday may cause widespread and severe flooding over part of the Western Cape. Inwoners op die Kaapse vlakte moet hulself staal teen die gure weer. Die COVID-informele nedersetting wat tydens die pandemie opgerig is in 'n vlei land geleë. If it's raining, I'm worried. I'm very stressed. Skuilings vir haweloses is stampvol te midde van die dalende temperature. Die Haven Night skuiling in die Kaapse Metro het saamgespan om genoeg beddens beskikbaar te stel en ook veilige ruimtes vir mense wat verkies om nie van skuilings gebruik te maak nie. They're getting to that point where they're saying, I can't do this anymore. I need to get out of this weather, out of this cold. And so they're coming to the shelters, and that is an amazing thing. We also have mobilized our social workers to go to hotspots and to encourage them to come to the shelters. Die Wes-Kaapse Provinsiale Rampbestuursentrum doen 'n beroep op die publiek om die amptelike kanale te volg en veiligheid altyd eerste te stel. Rampbestuurspanne is op 'n hoë gereedheidsgrondslag geplaas. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Die regering het die gure weerstoestande liewer in dele van die land tot 'n nasionale ramp verklaar. Infrastruktuur is deur die swaar reën en sterk wind beskadig en talle inwoners moes in sekere gebiede van die land uit hulle huise ontruim word. Die provinsies wat geraak word is die Wes-Kaap, die Oos-Kaap, die Noord-Kaap, Noordwes, die Vrystaat en Mpumalanga. The classification of the recent severe weather events as a national disaster. The head of the National Disaster Management Center, Dr. Elias Sithole, has classified the recent severe weather events affecting several provinces as a national disaster in terms of Section 23(1)(b) of the Disaster Management Act. The classification follows widespread severe weather conditions experienced from the 4th of May to date. Honderde mense in die Langkloof en Klein Karoo streke van die Wes-Kaap is steeds van die wêreld afgesny weens paaie wat na die jongste reën ontoeganklik is. 'n Vlak 8 weerwaarskuwing vir stortreën, oorstromings en stormsterk wind is vroeër deur die weerdiens uitgereik. Benewens skade aan paaie is kritieke infrastruktuur beskadig. Die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake het intussen die toestande in 6 van die land se provinsies as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Sommige gebiede is steeds sonder krag en kommunikasie, omdat herstelwerk eers kan begin wanneer paaie begaanbaar is. Noodspanne gebruik helikopters om die skade te bepaal en humanitêre hulp af te lewer. Ons baie gelukkig, ons kon gister die hele area deurvlieg, die weer het ons toegelaat om te gaan kyk presies uit die lug uit wat gaan aan en ons kon ook sien watter strukture is beskadig
Al hierdie inligting is verskaf aan die departemente wat nou besig is met die herstel, om te prioritiseer areas waar ons moet inkom om spesifiek elektrisiteitstoevoer te herstel. Ons is bewus daarvan dat elektrisiteit nou al vir geruime tyd af is, in die gedeeltes van die Langkloof, Nol, die areas in die Kamanassie, areas in die Vlugt, en ons het vanoggend dan ook 'n spesiale vergadering met Eskom en Departement Infrastruktuur gehad om te kyk wat is die spesifieke paaie wat prioriteit moet geniet. Spanne het reeds inbeweeg van die departement wat die herstelwerk doen. Bykans 700 mense wat uit hul huise ontruim is, word in gemeenskapsale gehuisves, meestal in Knysna en Plettenberg Baai. Humanitêre hulp sal voortduur totdat hulle kan terugkeer huis toe. Intussen is die Kangal Wildlife Ranch in Oudtshoorn ook swaar deur die oorstromings getref. Die fasiliteit is steeds oop vir die publiek, terwyl opruimingswerk aan die gang is. Luckily, no animals were harmed. Our team were very good at preparing for the flood, and they managed to get all the animals to safety in alternative habitats, alternative spaces before the flood hits. However, the animals are not in their preferred space, and right now it's for their safety, but we are desperately trying to get back up and running so that the animals can move back into their homes and their habitats that they love. Die Nasionale Rampbestuursentrum het die afgelope week se giere weer as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Die kennisgewing is uitgereik deur die hoof van die Rampbestuursentrum, Bongani Sitole. Dit stel die nasionale uitvoerende gesag in staat om hul hulp en herstelpogings te koördineer. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sal vermoedelik parlementêre regshulp inwin om die Grondwetshof uitspraak oor die Palapala-verslag te oorweeg. Lydens die hofbevel moet die proses hervat word om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die proses hou verband met 'n diefstal op Ramaphosa se Palapala wildplaas in 2020. Die MK-party en die ATM het intussen mosies van wantroue ingedien teen Ramaphosa. Die parlement het 8 jaar gelede 'n verslag van die reëlskomitee aanvaar oor die proses om van 'n president ontslae te raak. In 2022 het die nasionale vergadering die reëls gebruik om 'n staat van beskuldigingsondersoek teen Ramaphosa op te hef. Die Grondwethof het eergister bevind dat die reëls ongrondwetlik is. Die staat van beskuldigingsproses moet dus hervat word. It is important that we take some time to carefully study the judgment, particularly insofar as its implication on the procedures of the National Assembly. In November 2022 het 'n onafhanklike artikel 89 paneel bevind dat Ramaphosa moontlik ernstig oortree het teen die grondwet en teen korrupsiewette na die 2020 plaasdiefstal. Die paneel het bevind dat daar prima facie bewyse van belangebotsing en verdoeseling van 'n misdaad is waarteen die president hom moet verweer. Die paneelproses hoef nie herhaal te word nie, siende dat die bevindings steeds geldig is. Lydens die hofuitspraak moet die parlement die volgende stap uitvoer: verwysing na 'n spesiaal saamgestelde staat van beskuldigingskomitee. Die komitee moet die aanklagte ondersoek en 'n aanbeveling doen aan die parlement. 'n Parlementêre debat sal volg voordat 'n besluit geneem word. Indien die aanbeveling is dat die president uit sy ampt verwyder word, sal parlementslede stem daaroor. 2/3 van LPs moet so 'n besluit steun voordat Ramaphosa verwyder sal word. It's unlikely, I think, that all of the GNU parties will vote for impeachment. Some may not. So there's a lot of politics to play out yet. But on a simple tallying of the numbers, the ANC on its own has sufficient numbers to block an impeachment. But the other important number crunching is the fact that at the time that vote in the National Assembly was taken in December 2022, the ANC had then 57% of the seats in the National Assembly. Today, the GNU holds 72% of the seats in the National Assembly. Mosies van wantroue, inteendeel, het slegs 51% steun van LPs nodig vir sukses. LPs sal 'n debat voer oor die mosie, waarna hulle stem op politieke en nie regsgronde nie. Die speaker besluit of die stemming openbaar of in die geheim sal wees. Die MK-party het 'n geheime stemming versoek. Indien die mosie slaag, sal die bedanking van die president, kabinet en adjunkministers volg.
Twee senior polisiebeamptes en nog 'n verdagte is in hegtenis geneem vir die beweerde onwettige verkoop en besit van edelmetale. Hulle is die naweek vasgetrek na ondersoeke oor beweerde korrupsie en onwettige transaksies wat met edelmetale verband hou. The arrests were effected over the weekend by the team who executed a J50 warrant of arrest. The suspects are expected to appear before the Kempton Park Magistrate Court on Monday, facing charges that may include the unlawful dealing in precious metals, defeating the ends of justice, and corruption. These arrests form part of ongoing efforts by law enforcement to dismantle criminal networks involved in the illicit trade of precious minerals and corruption. Die polisie in Gauteng ondersoek 'n skietvoorval by die Zamampilo informele nedersetting in Reveille in Johannesburg, waarin 2 mans dood en 4 beseer is. Volgens owerhede het meer as 40 mense 3 uur vanoggend buite 'n taverne byeengekom waar daar 3 gewapende verdagtes die groep genader en met AK-47 aanvalsgewere op die groep losgebrand het. Ooggetuies en bronne van die SAIK beweer dat 'n groep onwettige mynwerkers op die klante losgebrand het. Zamampilo is volgens berigte 'n brandpunt vir gewelddadige konflik wat deur Zamazamas wat in die gebied bedrywig is, aangehits word. Binnengevegte tussen groepe onwettige myners het oor die jare talle moorde tot gevolg gehad. What is puzzling me is that last year similar incident happened whereby 4 people have died, 11 they were injured. Around this month of April, month end of April, where here a similar incident happened, and there is no outcomes of the investigation from SAPS to say what happened, who is behind this thing. Die polisie sê die motief vir die skietery en verdagtes is onbekend. The suspects are unknown at this stage, and the motive for the attack is yet to be determined. Police investigations are ongoing. Anyone with information that may assist the police with investigation may contact Crime Stop line on 08600 10111. Die eienaars van die taverne waar die skietvoorval plaasgevind het, word nog gesoek. Net hierna, die Kuruman-rivier in die Kalahari is in vloed. Bly by ons. In die Noord-Kaap is die Kuruman-rivier in die Kalahari vir die eerste keer in 40 jaar in vloed, na die onlangse swaar reën in die provinsie. Oorstromings in die John Talo Gatsewe distriksgebied het die rivier laat vloei. 'n Vloeiende Kuruman-rivier aan hierdie kant van die Kalahari is amper net so skaars soos wel reën. Dit is 'n baie ongewone gesig, 'n eens in 'n leeftyd gebeurtenis, waarvoor mense honderde kilometers sal reis om die skouspel gade te slaan. Dit is moeilik om die waterhoeveelheid van die Kuruman-rivier te skat, omrede dat dit 'n efemere rivier is, wat slegs in baie goeie reenseisoene afkom. Dit is so 'n voorreg vir ons en ons gemeenskap om hierdie waters te ervaar, wat jare gelede so gekom loop het in hierdie Kuruman-rivier. Hy het vroeër jaar, so 'n paar jaar gelede, tot in Askam gevloei, maar nou het hy dwars deur gevloei. Die nuus het vinnig versprei en toeriste het gevolg, wat gelei het tot 'n paar baie ongewone aktiwiteite in die Kalahari. Uit 'n toerisme oogpunt is hierdie vir ons 'n ongelooflike gebeurtenis. Buite die voete wat dit bring, heelwat voete, heelwat mense wat kom kyk het na die rivier, hoor dit so 'n rare gebeurtenis is dit natuurlik ook vir mense en dier baie belangrik. En mense moet verstaan, toerisme is nie net voete wat kom en wat kom draai maak in die Kalahari nie. Dit is natuurlik ook die onderbou wat help dat mense 'n lewe kan maak hier in die Kalahari. Inwoners hoop dat die Kuruman-rivier uiteindelik na die Molopo-rivier sal vloei, nog 'n bekende droë rivier. Ulrich Hendricks, SAIK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. En nog steeds in die Noord-Kaap, swaar sneeu neerslae in een van die land se koudste dorpe, Sutherland, is in
'n spierwit sprokieswêreld omgetower. Temperature van onder 0 grade Celsius word nog vanaand op die dorp verwag, maar die koue weer sal van môre af begin opklaar. Sneeu val feitelik elke jaar op die dorp wat toeriste daarheen laat stroom. Sneeu het verlede week ook op Carnarvon, De Aar, Richmond, Colesberg en Newport geval. Nou, ondanks die reuse skade wat die afgelope week se oorstromings in gebiede in die Oos-Kaap aangerig het, het dit ook broodnodige verligting gebring in die provinsie se drooggeteisterde streke. Damme in die meeste munisipaliteite is vol, selfs in gebiede in die Nelson Mandela Bay metro waar baie damme feitelik leeg was. Die gesamentlike vlakke van damme wat die metro van water voorsien, het van 36% tot bo volle kapasiteit gestyg met die Kouga en Churchill damme wat tans oorloop. Die Impofu dam loop ook vir die eerste keer in jare oor. Inwoners sê, ondanks die skade wat die oorstromings aangerig het, is hulle verlig dat die damvlakke herstel het. I think there's two sides to it. But in terms of more water, yeah, that's welcome. But unfortunately, it just came with a bit of the bad stuff as well. I can talk about the devastating impact of the rain and the floods that it's had a strain on the infrastructure. Sekere gemeenskappe in Nelson Mandela Bay is egter steeds sonder water weens die vloede wat kragonderbrekings veroorsaak en infrastruktuur beskadig het, sodat water nie na die gebiede gepomp kan word nie. Die metro sê tegnisi werk hard om die stelsel te stabiliseer en water te voer na gebiede wat geraak word te herstel. All areas, Yokanobuhle, which was affected, Swarkops, Newton Park, all the major outages have been dealt with. Intussen het die nuwejaarsdam wat Ellisdale in die Makanda munisipaliteit in Makanda van water voorsien, se vlak van 46% tot 91% gestyg, terwyl die Howiesonsportdag heeltemal vol is, nadat dit feitelik leeg was voor die vloede. Sisi Pongombe, SAIK nuus, Gqeberha. Bly ingeskakel vir die sportnuus en Afrikaans se 101ste bestaanjaar word gevier. Afrikaans se 101ste bestaanjaar is die naweek by die Oorlogmuseum in Bloemfontein gevier. Hoewel Afrikaans histories met apartheid verbind is dit ook 'n taal wat deur baie Suid-Afrikaners gepraat en verstaan word en help om mense oor kultuur, ras en geslagsgrense te verenig. Afrikaans word by die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke gevier as een van die mees erkende amptelike tale in Suid-Afrika, waarop plaaslike inwoners moet trots wees. Daar is mense in hierdie land wat Afrikaans verkleineer, verneder. Afrikaans is die taal van ons voorouers. Afrikaans is nie 'n kleurlingtaal of 'n blanke taal nie. Dit is 'n Afrikaanse kontinentale taal. Tientalle inwoners, reisigers en toeriste het die geleentheid bygewoon om die taal te vier. Ons wil ook baie graag smeek en vra en eintlik demand dat die Khoisan Kalet Bushi Afrikaans moet ook gerecognised word, ook in festivals gesit word. Onze skole, Afrikaans historiese skole, moet beskerm word en nie gechange word na Engelse skole toe. Nou, Afrikaans is vir my soos 'n vertroosting en gelukkig is ons vandag hier om hierdie viering te vier van Suid-Afrika se moedertaal of almal se taal. Afrikaans behoort ons almal. Ek voel baie trots in my taal. Dit is my huistaal en ek voel daar's soveel mense wat net wat Afrikaans praat as hulle huistaal. En ek voel maak nie saak wat se kleur jy is nie. Dis een ding wat ons almal saam mekaar bring. Die uitvoerende hoof van die Oorlogsmuseum sê hoewel Afrikaans as 'n oorwegende wit taal gesien word vanweë sy Nederlandse oorsprong, het dit oor die dekades heen 'n taal geword wat deur kleurgrense gebreek het. Met versoening in 1994 is daar tog besluit om Afrikaans te hou as een van die 12 amptelike tale. Maar Afrikaans, met dieselfde met die museum, is gesien as 'n simbool van wit. So, wat die museum gedoen het, is hy die geskiedenis nie verander nie, hy het dit net bygevoeg. Dit wat nooit vertel is onder die ou
Suid-Afrika nie, is nou in die openbaar. Abigail Versaghi, SAK nuus, Bloemfontein. En op daardie Afrikaanse noot moet ons dan groet. Dis al vir vanaand. Bly veilig en bly warm. Totsiens.